Goeiedag almal, ek is Mani van Bloemfontein. Dit is vandag Dinsdag, die 8ste April 2025. Ons doen die nuus in kollig en verskeie koerante word kortliks weergegee en ons hoofopskrif vir vandag sê, jong Kaapenaar duik teen damwal vas, verlam. Die nuushoofdtrekke vir vandag lyk so. Afpersers word in hegtenis geneem deur polisie. Jong Kaapenaar duik teen sandwal vas, verlam. Man wat miljoene rande oor see wou vat, kry 'n opgeskorte vonnis. Suid-Afrika se ekonomie is baie uitdagend. Volgens Lamola sal Suid-Afrika aangaan met die saak teen Israel. 3 sterf in koelreën in taxi-gevegte. Waar's die beker? Maties en Aitjies in die finaal. 'n Kaapse pa wen sy kon plekke met sy 17-jarige seun uitruil nadat sy seun teen 'n sandbank in die see in Wes-Australië vasgeduik het en heeltemal verlam gelaat is. Wion Versaghi wat 44 jaar oud is, sê sy seun Matthew Hylett woon sedert 7-jarige ouderdom saam met sy ma in Perth. Matthew is reeds per helikopter na die Royal Perth Hospitaal geneem. Volgens Versaghi het Matthew en 'n vriend hierdie dag gaan lyfplank ry. Versaghi is onseker wat presies gebeur het, maar sê sy seun het kop eerste teen 'n vlak sandbank vasgeduik. Toe die branders effens teruggetrek het en sy kop oor die water uitgesteek het, kon Matthew geskree het en sy vriend en ander mense het hom uit die see getrek. Hy was toe reeds verlam, so as hulle hom nie gekry het nie, het hy 10-1 verdrink, het die pa gesê. 2 van Matthew se nekwervels is gebreek in die geval. 'n Mens is platgeslaan as jy sulke nuus ontvang, het die pa gesê, om te dink dat my kind dalk nooit weer sal loop of sy arms sal kan gebruik nie. Matthew is steeds in die hospitaal se waakeenheid opgeneem. Die dokter wil nie veel sê nie. Hulle sê die herstelproses kan tussen 'n jaar en 18 maande neem. Dit beteken egter nie, hy gaan ten volle herstel nie. Hulle gee nie regtig hoop in daardie opsig op nie. Sommige het na so 2 jaar met krikke begin loop, maar ander het in 'n rolstoel opgeëindig, het die pa gesê. Die polisie het Woensdag 4 verdagtes van tussen 23 en 28 jaar oud in getekende operasies in hegtenis geneem. 'n Polisiewoordvoerder sê in 'n verklaring, die verdagtes word verbind met 7 moorde, 2 sake van poging tot moord en 4 wapenverwante sake. Volgens die polisie staan 2 van die beskuldigdes, 23 en 24 jaar oud, reg op aanklagte wat verband hou met moord, poging tot moord, afpersing en die besit van ongelisensieerde vuurwapens en ammunisie. Hulle was langer as 'n jaar op die vlug gewees. Die 2 ander beskuldigdes van 25 en 28 jaar oud staan tereg op aanklagte wat verband hou met die besit van ongelisensieerde vuurwapens en ammunisie. Hierdie beskuldigdes het reeds in die Kailisa Landdroshof verskyn. 'n Man wat 7 jaar gelede met miljoene rande kontant en buitelandse valuta op die Kaapstadse internasionale lughawe vasgetrek is, het uiteindelik skuld beken en is 'n opgeskorte vonnis opgelê. Die 45-jarige beskuldigde van Pietermaritzburg is op 2 April in die Landdroshof in Bellville gevonnis nadat hy 'n pleitooreenkoms met die staat gesluit het. Douanebeamptes het sy handbagasie deursoek en $544,000 en Suid-Afrikaanse valuta van amper 3 miljoen rand daarin gevind. Hy was op pad na Dubai, maar is dadelik deur die polisie in hegtenis geneem. Die beskuldigde het van Pietermaritzburg na Kaapstad gevlieg en destyds glo vir sy vrou gesê hy reis vir sake na Johannesburg. Ingevolge die wet op douane en aksies mag 'n mens net tot R25,000 kontant by jou hê. Die provinsiale hoof van die Valke in die Weskaap het hierdie vonnis verwelkom en het die Valke en die nasionale vervolgingsgesag geloof vir hulle samewerking in pogings om misdaad in hierdie land te bekamp. Suid-Afrika se jongste begroting ondersteun 'n uitdagende ekonomie, sowel plaaslik as internasionale maatreëls om groei aan te dryf en om armoede te verlig, so sê president Cyril Ramaphosa. Ramaphosa sê die parlement het verlede week 'n omstrede fiskale raamwerk en inkomstevoorstelle van vanjaar se begroting aanvaar. Die DA en die VF+, 2 RNE-vennote, het dit egter saam met die EFF en die MKP verwerp. Die DA betwis tans ook die prosesse wat gevolg is in die Hooggeregshof in Kaapstad. Ramaphosa skryf verder dat die begroting 'n kritieke instrument is om ontwikkeling te dryf, armoede uit te rooi en om ongelykheid te beperk. Die begroting weerspieël die prioriteite van die regering se mediumtermyn ontwikkelingsplan, 'n 5-jaar aksieprogram wat vinnige, inklusiewe groei prioritiseer
om 'n meer regverdige samelewing te skep en om staatskapasiteit op te bou. Maatskaplike toelaas, soos die kindersorg, ouderdom en ongeskiktheidstoelaas is nog instrumente om armoede te kan verlig. Hierdie jaar sal die waarde van hierdie toelaas bo inflasie moet styg. Volgens hom sal die R370 SRD toelaas vir werklooses ook met nog 'n jaar verleng word. Ramaphosa skryf in die land se besteding op maatskaplike dienste slegs volgehou kan word as daar hoër vlakke van ekonomiese groei is. Suid-Afrika gaan nie sy saak teen Israel oor Gaza in die internasionale geregshof, die Wêreldhof, heroorweeg nie, nadat president Donald Trump alle Amerikaanse geldhulp aan die land onttrek het, sê Ronald Lamola, minister van internasionale betrekkinge en samewerking. Slaza Webster, 'n Bosa LP, wou by hom weet of hy van voorneme is om die regering se saak teen Israel by die Wêreldhof te heroorweeg, nadat Donald Trump ook geldhulp deur uitvoerende bevel aan Suid-Afrika gestaak het. Lamola sê Suid-Afrika se saak teen Israel is om die bestaan van die Palestynse volk as 'n groep te bewaar en om alle dade van apartheid en volksmoord teen hulle te beëindig. Hy sê die saak sal daarom voortgaan totdat die Wêreldhof 'n bevinding gemaak het. Lamola voer aan Suid-Afrika in gevolge die volksmoordkonvensie verplig is om dade van volksmoord te voorkom of te laat straf. Die Wêreldhof sal uiteindelik gegrond op die bewyse wat die betrokke partye aan hom voorgelê het, 'n besluit kan neem. Niemand is nog vasgetrek na die skietdood van 3 lede van 'n taxivereniging gisteroggend nie. Aanvallers in 'n silwerkleurige voertuig het glo die kruising by Zulu Rylaan en Napi-straat in Mafolo, Soweto op 'n Toyota Corolla losgebrand. Al 3 mense in die Corolla is oorlede. Die moorde blyk taxi-verwant te wees. Die Witwatersrand African Taxi Association op Wata se kantoor is binne loopafstand van waar hierdie skietery plaasgevind het. Die motief vir die moorde is egter nog onbekend. Talle patroondoppies is op die toneel gevind. Die pad is sedertdien weer oopgestel. Enige een met wenke of inligting kan anoniem by die stopmisdaadlyn by 08600 10111 deurgee. Die Universiteit van Stellenbosch het in 2024 'n rekordgetal gegradueerdes opgelewer met 9300 studente wat op die gradeplegtighede in Desember 2024 en Maart 2025 hulle grade gekry het. Uit die 10 fakulteite bly die van ingenieurswese een van die mees navorsingsinstensiewe fakulteite met sy getal doktorsgrade wat jaarliks toegeneem het. Die universiteit sê in die verklaring 5800 kwalifikasies is in Desember 2024 op 13 gradeplegtighede toegeken, terwyl 3400 kwalifikasies in Maart vanjaar op 11 gradeplegtighede toegeken is. In Desember 2024 het die getal voorgraadse kwalifikasies gestyg van 3200 tot 3400, terwyl 2400 nagraadse kwalifikasies aan studente toegeken is. Die fakulteite landbouwetenskappe, kunste en sosiale wetenskappe, regsgeleerdheid en geneeskunde en gesondheidsgemeenskappe het ook die meeste voorgraadse kwalifikasies tot nou toe nog toegeken. Die fakulteit ekonomiese en bestuurswetenskappe het die meeste gegradeerdes in hierdie geval gehad. Die hof het gehoor Stevino van Ryn, een van Apollos se 2 medebeskuldiges, het die naam Makalima die eerste keer aan die polisie genoem. Dit was die aand van 4 Maart 2024, toe polisiebeamptes hom en Apollos gevra het in die kantoor van die eenheid wat die land se seegrense bewaar het. Fortuin Speeder verbonde aan die Wes-Kaapse eenheid wat ontvoeringsondersoek het getuig dat kaptein Wesley Lombard, die ondersoekbeampte, hom genader het om die ondervragings in hierdie saak te lei. Volgens Fortuin se getuienis het hy onmiddellik van Ryn se regte aan hom voorgelees. Dit was alles in Afrikaans en van Ryn het hom wel verstaan. Verder getuig dat hy elke keer wat hy van Ryn gevra het of hy weet wat met Jocelyn gebeur het, na die kantoor is waar Apollos was. Geen bouwerk word in die nabye toekoms beplan om die druk op veral die besige ongevalle eenheid van die Karl Bremer Hospitaal in Kaapstad te verlig nie. Die Wes-Kaapse Departement van Gesondheid het dit Vrydag by navraag bevestig nadat 'n verslag aan die bestaande komitee oor gesondheid in die provinsiale wetgewer voorgelê is oor die toestande in hierdie hospitaal. Die komitee het op 14 Februarie 'n onaangekondigde besoek aan hierdie hospitaal in Bellville afgelê, waar hy onder meer gevind het dat die ongevalle eenheid oorvol was, pasiënte het soms op die vloer in gange geslaap en daar 'n tekort aan personeel of gebrekkige infrastruktuur tans is. Die rand het gister tot sy swakste vlak tot nou toe nog van R25.05 teen die Britse pond verswak.
Die rand het sedertdien skerp verswak teenoor al drie die grootste geldeenhede wat meestal dopgehou word, naamlik die dollar, euro en Britse pond. Vir Suid-Afrika beteken die swakker rand 'n tweesnydende swaard, 'n potensiële reddingsboei vir uitvoerders, maar 'n las op verbruikers en beleggers. Die rand het verlede week donderdagoggend na die aankondiging eerste keer 'n nuwe laagtepunt teenoor die pond bereik en stelselmatig al hoe verder verswak. Die rand het in 'n stadium tot R19.44 teen die dollar verswak, wat sy swakste vlak sedert Mei 2023 was, toe die Amerikaanse ambassadeur in Suid-Afrika die land daarvan beskuldig het dat wapens aan Rusland verskaf is. Novak Djokovic, die 37-jarige Serwer, mik in die kleibaanseisoen daarna om sy 100ste ATP-titel in tennis te wen. Djokovic se poging om by Jimmy Connors op 109 en Roger Federer op 103 aan te sluit, as enigste 3 mans in die beroepsera van 100 of meer ATP-titels gewen het, in die eindstryd in Miami in 'n nederlaag teen die Jakob Mensik geëindig het. Ravish Govind, wat onder meer tyd in die kleedkamer van die Proteas, Afghanistan en Zimbabwe deurgebring het, is die Titans se cricket nuwe hoofafrigter. Dis 'n eer om met die hoofafrigters rol toevertrou word van 'n span wat soos die Titans, wat 'n trotse geskiedenis van uitnemendheid en spelerontwikkeling gehad het hy gesê. Hy spog benewens sy cricketkwalifikasies 'n vlak 4 sertifikaat, ook met 'n meestergraad in sake administrasie, 'n MBA. Hy wil net die beste lewer tot voordeel van sy span, so die veelsidige Springbok voorspeler Jan-Hendrik Wessels, wat 23 jaar oud is, gister gesê dat sy goeie vertoning die naweek teen die Franse span Bayonne in die ronde van 16 in die Europese uitdagbeker reeks. Benewens dat hy in die 2 posisies diens gedoen het Wessels in die vaste los soos 'n flank gespeel. Die gebore Bloemfonteiner het ook gewys hy is nie bang om verdediging in aanval om te skakel nie, toe hy teruggeval het om 'n bal agter te gaan optel het. Omdat ek aan albei posisies kan speel, oefen ek en leer ek elke week aan albei hierdie posisies. Ek gee ook aandag aan die fyn besonderhede van lyn staan, het hy in die media gesê. Die feit dat hy Saterdag eers as loskopstit opgestuur is, was daarom nie vir hom 'n rustyd verrassing gewees nie. As 'n mens kyk na waarheen rugby op pad is, maak net die saak of jy in die beginspan of op die plaasvervangerbank is nie. Elke speler moet sy beste gee, het Wessels gesê. 'n kampioenebeker rugbywedstryd tussen Toulouse en Sale Sondag vir sowat 'n halfuur vertraag, toe 'n valskermspringer gedurende 'n vertoning voor die kragmeting op die dak van die Stadium de Toulouse vasgekeer was. Die valskermspringer het vir 'n paar minute daar gehang, terwyl toeskouers onder hom verwyder is en werkers 'n beskermende laag paalkussings en ander opblaasmateriaal onder hom geplaas het. Hy was blykbaar veronderstel om die wedstrydbal af te lewer. Max Verstappen, die verdedigende Formule 1 wêreldkampioen, het die naweek die verwagting dat McLaren met sy oorwinning in die Japanse Grand Prix uit die weg geruim. Verstappen het Sondag op die Suzuka-baan vir 'n ongeëwenaarde 4de jaar agtereenvolgens sy Red Bull van die voorste wegspringplek af na 'n oorwinning gejaag. Christian Horner, spanbaas, is duidelik oor wat die Suzuka-sege na oorheersende oorwinnings vir McLaren en Australië en China vir Red Bull beteken het. Die vervaardigingstitel gaan moeilik wees om te beklink, maar het is 'n lang jaar en jy gee nooi op, het hy gesê. Red Bull is na 3 wedrenne 50 punte agter McLaren. Verstappen is inderdaad net 1 punt agter Norris met die Grand Prix in Bahrein waar die naweek beslis sal word. Die hitte in Bahrein sal waarskynlik heel ander toestande tot gevolg hê, maar Piastri waarsku dat hy en Norris versigtig sal moet wees vir Mercedes-Benz en Ferrari asook die Red Bull span. Die Warsiebeker eindstryd sal volgende week in die Kaap wees tussen 2 tuisspanne. Dis die eerste keer in die bekerstryd dat dit so sal plaasvind. Gisterand was die Tikkies gasheer vir die Aitjies in die Eikestad en lekker hardloop rugby het in hierdie spannende wedstryd gevolg waar die studente toeskouers vermaak het. Die Aitjies het gewys dat hulle soos kampioene kan speel en verskeie drie het gevolg en baie rolmaalbewegings het tot drie gelei. Halftyd was die telling reeds 29-14 in die besoekers se guns, wat seker gemaak het hulle wil in die eindstryd speel. Die Tikkies het probeer terugkom in die laaste minute, maar die Kaapse manne se taktiese spel en duidelike goeie afrigting het vrugte afgewerp. 48 punte vir die Aitjies en 35 punte vir die Tikkies was die finale telling op die bord gewees. In die ander semifinaal het die wedstryd goed begin vir die Maties. Hulle het vroeg gesorg dat hulle loskakel 3 strafskoppe oorsit om 9-0 teenoor die Seamlas voor te loop. Die manne van Bloemfontein die Seamlas was nie opgewasse teen die Kaapse studente en het verbeter probeer om veld te wen,
maar is telkens teruggedryf deur die maties wat net te sterk vir die Shimlas was en uiteindelik van die veld afgestap het na 80 minute se harde hardloop rugby met 19 welverdiende punte vir die maties en 7 punte vir die Shimlas. Jannik Sinner glo sy skorsing van 3 maande weens die gebruik van verbode middels was onregverdig gewees. Sinner het in Februarie met die Wêreldagentskap teen die gebruik van verbode middels WADA ooreengekom om die skorsing te aanvaar nadat hy in Maart 2024 2 keer positief getoets is vir Klostebol. Sy skorsing eindig op 4 Mei, betyds vir sy terugkeer op klei in die Italiaanse Ope wat 3 dae later begin en minder as 3 weke voor Roland Garros gaan plaasvind. Dis 'n bietjie onregverdig wat ek deurgemaak het, maar as ons na die situasie kyk, kon dit baie slegter gegaan het. Dit het met my 'n bietjie tyd geneem om weer my voete te vind nadat ons hierdie besluit geneem het Sinner gesê. Die Blitsbokke van Suid-Afrika is saam met die Britte, Argentinië en Frankryk in groep A vir die Los Angeles Sevens toernooi wat op 3 en 4 Mei beslis sal word. Dis die 7de en laaste toernooi in die huidige seisoen van die Sevens reeks. In Los Angeles sal die voorste 8 spanne op die reeks se puntelys sake vir die titel as wêreldkampioen moet uitspook. Suid-Afrika het 4 op die puntelys klaargemaak met die Franse in die 5de en die Britte in die 8ste plek. Groep B vir die skouspel in Los Angeles sal Fiji, Spanje, Australië en Nieu-Seeland bestaan. Advertensie van Netwerk 24 teken in en kry verskeie tydskrifte en koerante. Advertensie van Bloemkeel vir jou. Jy kan vir Dian op Susan by 082-390-3339 kontak. Hulle sal jou voertuigregistrasie namens jou behartig. Ons weerberig vir die streek lyk so: Messina 2034, Polokwane 1729, Lephalale 2034, Mbombela 1832, Mahikeng 1827, Pretoria 1726, Johannesburg 2130, Ermelo 1526, Richards Bay 2232, Pietermaritzburg 1628, Durban 2127, Port St Johns 2226, Bethlehem 1421, Bloemfontein 1621, Allewal Noord 1521, Welkom 1725, Vryburg 1827, Kimberley 1723, Appington 2029, Prieska 1725, Springbok 1420, Karasburg 1725, Keetmanshoop 1928, Mariental 21 en 30, Alexanderbaai 1720, Brandvlei 1723, Loedertsbaai 1621, Vredendal 1824, Kaapstad 17 en 18, Sutherland 13 en 18, George 1820, Jeffreys Bay 1923, Cabarra 1926, Rafreinet 1627, Oos-London 1825, De Aar 17 in die oggend, 24 grade Celsius in die middag. Ons markte van die dag lyk so: die rand verhandel teen R19.56 teenoor die Amerikaanse dollar. Die Australiese dollar kos R11.71. Die euro verhandel teen R21.33. Die pond kos R24.88. Die yen kos 13 sent. Die prys van silwer is $30.09 Amerikaanse sent per fyn ons. Die prys van goud het effens gesak en kos $2,985 per fyn ons. Die prys van Brent olie is $65.58 Amerikaanse sent per vat. Dis al vir vandag. Onthou om te like, deel met jou vriende en jou vriendinne en onthou om te subscribe. 'n Aangename dag word vir julle toegewens.